Goeiemôre, geliefdes, en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die uitspraak oor Jesus. En dit is in die sin van amper van regspraak, die uitspraak oor Jesus. En ons skrifgedeelte vanmôre is uit Lukas 23, die eerste 12 verse. Lukas 23 vers 1 tot 12. En as ons dan die woord van God oopmaak, kom ons groet ons hemelse Vader. Goeiemôre Vader. Here, ons kom vanmôre na U toe weer as afhanklike kinders, om vir U te vra, Here, ons het U woord, maar Here, ons het U nodig om dit vir ons oop te breek. Ons het U nodig om ons te leer, Here, wat U vir ons in die woord wil sê. Here, en vanoggend vra ons dat U elkeen wat luister op hierdie spesiale manier sal seën deur nie net ore oop te maak nie, harte oop te maak, maar die verstand oop te maak om te verstaan. En Here, dat ons sal agslaan op hierdie boodskap en dat ons dit sal uitleef. Here, en ek vra dat U my ook weer eens sal aanraak, deur my te spreek, my lippe aan te raak, deur my te spreek. In Jesus naam, amen. Geliefdes, kom ons lees dan God se woord uit Lukas 23 vanaf vers 1. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. En daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophoets. Hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vra hom toe dus vir Jesus, is jy die koning van die Jode? Hy antwoord hom, dit is soos u sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie, maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hiermee daarmee gekom. En toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileër is, en nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig is, het hy hom na Herodes toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. En Herodes was baie bly om Jesus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang, met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Ons lees tot sover. Geliefdes, ek weet nie of enige van julle al die ervaring gehad het om in 'n jury te dien nie. Mens sien dit mos nou baie in films en op televisie. Vir die wat dit dalk al gedoen het, dan het jy waarskynlik nie vrywillig vir die werk aangebied nie. Maar jy kon nie daar uitkom nie, en dus het jy jou burgerlike plig nagekom. En ek gelees van een keer was daar 'n saak oor 'n dronkbestuur klag teen 'n jong vrou in Kalifornië. En aangesien haar bloedalkoholvlak 0,2 was en die wettige perk in Kalifornië op daardie stadium was 0,1, sou mens dink dat dit net 'n paar minute sou neem om haar skuldig te bevind, soos die Amerikaners sal sê, 'n slam dunk. Maar, was mens verkeerd. Want die jury het in die jurykamer ingekom en een man het die wet en die noukeurige instruksies van die regter heeltemal geïgnoreer en gesê, ek kan soveel drink soos wat sy gedrink het en veilig bestuur, ek dink sy is onskuldig. En daar was 'n paar ander wat dieselfde sentiment gehuldig het, en dit het 2 ander mans 3 uur geneem om hierdie eenvoudige punt oor te bring. Die wet sê, die limiet is 0,1 en haar bloedalkoholvlak was 0,2. So sy skuldig aan die oortreding van die wet. Maar steeds was daar een vrou wat nie wou stem om skuldig te bevind nie, want sy het gesê dat ons niemand moet oordeel nie, sodat ons nie geoordeel word nie. En uiteindelik, soos 5 namiddag wanneer die hof sluit,
nader gekom het die een man gesê, kyk, die vrou is skuldig. Ons gaan skuldig stem sodat ons almal huis toe kan gaan en nie môre hoef terug te kom nie. En geliefdes, soms word ons gedwing om 'n uitspraak oor iemand te maak wanneer ons liewer nie wil nie. Maar om geen uitspraak te maak nie, is tog om 'n uitspraak te maak. Om neutraal te wees is om kant te kies. En miskien soos hierdie diens het ons nie gevra om betrokke te wees nie. Dis op ons afgedwing. En nou staan ons voor 'n besluit wat ons liewers nie wil neem. En dit was die situasie waarin Pilatus hom bevind het op daai Apriloggend, waarskynlik in 33 na Christus. Hy het nog nie eens ontbyt geëet nie toe daar 'n geraas buite sy woning in Jerusalem was nie. Hy wou nie eers in Jerusalem wees nie, maar hy moes daar wees. Hy het sy kuswoning in Caesarea eerder verkies, weg van die middelpunt van die Joodse godsdienstige lewe, want hy het hierdie hardnekkige, moeilik regeerbare Jode gehaat. Hy het nie hulle godsdiens waardeer nie, want hoekom kon hulle nie meer verdraagsaam en oopkop wees soos die Romeine nie? Maar nou ja, hier was hy gouverneur van Judea, en hy kon nie bekostig om oor die Pasga van Jerusalem weg te bly nie, wanneer duisende Jode na die stad gestroom het nie. Hy moes wet en orde handhaaf. En hy het teenoor sy vrou gemor en hy het die bed opgestaan en gaan kyk wat hierdie lastige Jode op hierdie vroeë uur van hom wou hê. Hy het gou uitgevind dat hulle gevangene het wat hulle wou hê hy dadelik moes oordeel. En Pilatus wou nie gepla word en vir hulle gesê om hom volgens hulle eie wet te oordeel, soos ons in Johannes 18 vers 31 sien, maar hulle wou vir Jesus doodmaak en die Romeinse wet sou hulle nie toelaat om die doodstraf toe te dien. En so sonder waarskuwing daardie oggend is Pilatus die taak opgelê om 'n uitspraak oor Jesus Christus te maak. En geliefdes, julle sien, wanneer 'n persoon met Jesus Christus in aanraking kom, maak nie saak hoe onopsetlik daardie kontak is nie, of hy dit nou besef of nie, word hy met die belangrikste besluit van sy lewe gekonfronteer. As hy besluit om verder ondersoek in te stel en uiteindelik sy lewe oop te stel vir Jesus Christus, dan gaan sy lewe en ewige lot in een rigting. Maar as hy ignoreer wat hy gehoor het, of dit bespot of verwerp, dan gaan sy lewe en ewige lot in 'n ander teenoorgestelde rigting. En om niks te doen, of om 'n besluit uit te stel, is eintlik ook om die besluit te neem. Want neutraliteit is onmoontlik. Met ander woorde, ons uitspraak oor Jesus Christus is die belangrikste besluit wat ons ooit sal neem. En daardie besluit ten goeie of ten kwade maak ons. In Matteus se verslag van hierdie beproewing vra Pilatus vir die Jode, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus? En daardie deurslaggewende vraag is die belangrikste vraag in die lewe vir elkeen van ons. Wat sal ek en jy met Jesus Christus doen? In ons teks vanmôre beeld 3 hoofkarakters of stelle karakters uit wat die noodlottige besluit geneem het om Jesus Christus te verwerp. So kom ons leer vanoggend uit hulle negatiewe voorbeeld. Eerstens, die manne wat Christus verwerp het, leer ons lesse om te vermy. Want die Joodse leiers, eerstens, hulle opsetlike wetende verwerping van Christus. Want onthou, hierdie manne het herhaalde bewyse gesien dat Jesus hulle Messias was. Hy het geleer soos geen mens nog ooit geleer het nie. Hy het 'n kragtige, onmiskenbare reeks wonderwerke gedoen om sy aansprake te ondersteun. Hy het talle profesieë in hulle skrifte vervul. Maar hulle het hom gewillig, willens en wetens verwerp, omdat hy 'n bedreiging vir hulle mag en hulle posisie was. Johannes 19 vers 11 berig ons dat Jesus vir Pilatus gesê het, dat die een wat hom aan Pilatus oorgelewer het, groter skuld gehad het. Pilatus was skuldig aan wat hy gedoen het, maar die Joodse leiers en veral Kajafas het groter skuld gehad. Want die ergste besluit moontlik is om van Christus te hoor, om te weet wat hy gedoen het, en tog om hom te verwerp. Want onder mekaar het die Joodse leiers Jesus van godslastering beskuldig, omdat hy beweer het dat hy die seun van God is. Hulle het geweet dat hierdie aanklag nêrens voor die Romeinse gouverneur sou kom nie, en hulle het sy goedkeuring nodig gehad om Jesus dood te maak. So hulle het dus 'n paar aanklagte wat vir Pilatus van belang sou wees uitgespreek, byvoorbeeld dat hierdie man, en daai term hierdie man is 'n term van minagting.
Dat hierdie man die nasie mislei het en verbied het om belasting aan die keiser te betaal en homself Christus, wat 'n koning is, noem, soos ons in vers 2 sien. En die eerste 2 aanklagte was duidelik vals, die derde was waar, maar nie in die sin waarvan hulle hom beskuldig het nie. Hy het beslis nie 'n politieke revolusie gelei nie. Trouwens, dit was een van die redes waarom hulle hom as Messias verwerp het, want hulle wou 'n politieke Messias hê, maar Jesus het geweier om daardie rol te aanvaar. Maar nou was die beskuldiging in hierdie verdraaide vorm nuttig en daarom het hulle dit voor Pilatus gegooi. En deur dit te doen het hulle die 9de gebod verbreek wat jou verbied om valse getuienis te lewer. En let ook daarop dat hierdie manne wat so goddeloos teen Jesus opgetree het, nie net godsdienstige manne was nie, maar godsdienstleiers. So ons sien dat godsdienstbetrokkenheid is nie genoeg nie. Uiterlike godsdienst wat nie die hart raak nie, is geen voorkoming om Christus te verwerp nie. Hulle was ook nie net godsdienstleiers nie, hulle was eensgesind dat Jesus moes gaan. Ons sien in vers 1, die hele vergadering het opgestaan en uitgegaan. En met ander woorde, dit was die Fariseërs en die Sadduseërs, 2 groepe wat gewoonlik aan mekaar se kele was. Maar hier kon hulle saam staan in hulle oppositie teen Jesus. So die meerderheid, selfs 'n eenparige meerderheid van godsdienstleiers kan steeds doodverkeerd wees. Hierdie 2 groepe kon nooit saamstem nie, maar hulle het passievol ingestem tot hierdie ding. Hulle het Jesus by Pilatus beskuldig, en toe hy sê dat hy geen skuld by hom gevind het nie, het hulle aangehou om aan te dring dat Jesus skuldig was. En toe Pilatus Jesus na Herodes toe gestuur het, het hulle hom gevolg en hom heftig voor die Herodes gaan beskuldig. Maar hulle het hulle so hartstogtelik teen Jesus gevoel, was hulle hartstogtelik verkeerd. In hulle woede kon hulle 'n string bewyse hier en 'n string daar neem en volstrekte valshede teen Jesus vervleg. Maar hulle sterk gevoelens het helder denke vertroebel. Maar hulle was vasbeslote op een ding, om van Jesus Christus ontslae te raak. En waarom was hierdie manne so sterk gekant teen Christus? Dit was nie dat hulle skielik patrioties teenoor Rome gevoel het en gevoel het dat Jesus 'n bedreiging vir Romeinse soewereiniteit was nie. En Pilatus kon dit duidelik sien. Markus 15 vers 10 vertel ons dat hy geweet het dat die owerpriesters Jesus uit afguns oorgelewer het. En die Griekse woord wat vertaal word daar, verwys na jaloers wees op 'n ander se sukses met die bose opset om hom tot 'n val te bring. Want die feit is, Jesus was 'n bedreiging vir die Joodse leiers se mag en aansien. Hy het hulle sonde gekonfronteer. Hy het hulle tafels in die tempel omgedop en hy die winsgewende godsdienstige besigheid wat hulle aan die gang gehad het bedreig. En hy het hulle skuldig bevind aan hulle selfsug en rebellie teen God. En die hoofrede waarom mense Jesus Christus willens en wetens gewillig verwerp, is dat hulle nie hulle sonde wil prysgee nie. Hulle is gegrief oor Jesus wat hulle gemaklike lewenswyse konfronteer. Hulle hou daarvan om hulle eie lewens te bestuur en hulle wil nie aan Jesus as Here toegee nie. En soos hierdie godsdienstige leiers is hulle heftig in hulle haat teenoor Jesus as Here en Christus. En hulle sal enigiets doen om uit hulle lewens te kry. Hulle sal selfs leuns uitdink en self daarin glo. En dan tweedens is Pilatus vir ons nog 'n voorbeeld om integriteit te kompromiteer om homself te red. En Pilatus het Judea vir Rome regeer vanaf 26 tot 36 na Christus. En hy was 'n politikus in die slegste sin van die woord. Want sy doel in die lewe was om homself te bevorder. Hy was altyd besorg om op te tree op maniere wat voordelig vir sy eie posisie en beeld sou wees. En hy het nie van die Jode gehou nie en hulle het nie van hom gehou nie. Want vroeg in sy heerskappy het hy hulle kwaad gemaak deur sy soldate na Jerusalem te stuur tydens die Pasga met militêre vaandels of tydens die offerandes met embleme wat die Jode as afgodediens beskou het, en toe die Jode weerstand bied, het hy gedreig om hulle dood te maak, maar hulle het gaan lê en hulle nekke ontbloot vir die swaard. En hy moes uiteindelik toegee of 'n openlike rebellie waag, wat hy nie kon bekostig nie. En hy het aansien verloor in die transaksie, en hy het ook die Jode woedend gemaak,
deur van hulle geld uit die tempel skatkis te neem om 'n akwaduk te finansier. En hulle het oproer gemaak en baie is gedood wat daartoe gelei het dat Pilatus 'n streewende teregwysing van Rome ontvang het. En Jesus het verwys ook hier na 'n ander voorval wat ons in Lukas 13 vers 1 tot 2 gesien het, waar Pilatus die Galileërs se bloed met hulle offers laat meng het. Pilatus en die Jode het dus gereeld gebots. En hy kon nie die nuus bekostig van nog 'n voorval wat na Rome sou terugsyfer. En alhoewel hy die Jode gehaat het en geweet het dat hulle Jesus uit afguns beskuldig, moes hy hulle kalmeer om sy eie nek te red, al het dit die dood van 'n onskuldige man beteken. En Lukas gee vir ons hier 'n verkorte weergawe van die woordewisseling tussen Pilatus en Jesus. En ons kan 'n langer weergawe in Johannes 18 vers 33 tot 38 sien. Hy rapporteer eenvoudig dat Pilatus gevra het, is jy die koning van die Jode in vers 3. En in Grieks is hierdie jy nadruklik, maar anders sê, is jy die koning van die Jode? En daarom kan die sin in 'n ongelowige iets sarkastiese vraag wees. Jesus was reeds in die gesig geslaan en daar was op hom gespoeg. Wat skaars soos 'n koning gelyk. So Pilatus het eintlik dalk gesê, so, dit is hoe die koning van die Jode lyk, is dit? En nadat Pilatus Jesus ondervra het, het hy uitgegaan na die Joodse leiers en sy uitspraak gegee, ek vind geen skuld in hierdie man, in vers 4. Pilatus het Jesus nie as 'n politieke bedreiging vir Rome se heerskappy gesien. En op hierdie stadium moes hy eintlik die Jode weggestuur het, en hy moes vir Jesus 'n militêre beskerming gegee het om uit die stad te kom en die saak sou verby gewees het. Maar die Jode het bly aandring dat Jesus die hele Joodse land deurstook, hy die volk op met sy leer en hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom in vers 5. En toe Pilatus die woord Galilea hoor, toe kry hy 'n blink gedagte, 'n blink idee. Want as Jesus 'n Galileër was, dan het hy in Herodes se jurisdiksie geval. En aangesien Herodes ons nou ook in die stad was vir die Pasga, dan kon Pilatus Jesus na Herodes toe stuur en hy kon van die saak ontslae raak. En dis 'n ou politieke manoeuvre wat mense partykeer doen om die stokkie oor te gee. En ten minste dan kan die stuur van Jesus na Herodes dien om 'n rusie wat die twee mans oor jurisdiksie gehad het op te los. So vir hom was dit 'n wen-wen situasie. Maar Herodes het Pilatus nie van die saak onthef nie. Hy het Jesus gespot, maar hy het Jesus implisiet nie gesien as skuldig aan die aanklagte nie, anders sou hy hom nie na Pilatus toe gestuur het nie. Soos ons in vers 15 sien. Want toe hulle Jesus van Herodes af teruggebring het, toe was Pilatus gedwing om die woedende eis van die Jode te hanteer. En julle ken die uitkom. En ons sal dan nou, as die Here wil, volgende week sal ons Pilatus verder bestudeer. Maar vir eers let op dat hy 'n man was wat bereid was om te kompromiteer wat hy geweet het reg is, toe hy onder druk was om sy eie bas te red. Al het dit die dood van 'n onskuldige man beteken. Want ons sien 3 keer in verse 4 en vers 14 tot 15 en vers 22 het hy vir die Jode basies gesê, ek vind geen skuld by hierdie man nie. Maar ten spyte daarvan het hy uiteindelik onder die druk gesoog en die Jode se eis om Jesus te kruisig toegestaan, omdat hy sy eie loopbaan en posisie wou red. En deur dit te doen, het hy homself die skuld op die hals gehaal om die seun van God te kruisig. Eenvoudig gestel, Pilatus het homself voor Jesus gestel. En daardie fout het ewige en aaklige gevolge gehad. En so besluit doen dit altyd. En daar's baie wat dieselfde fatale fout maak. Hulle kom met Jesus in aanraking. Hulle voel dat hy reg is, dat hy die waarheid praat, maar hulle weet dat as hulle hom volg, dan sal dit hulle kos. As hulle altyd die waarheid praat en eerlik is oor finansiële sake, dan sal hulle dalk nie daardie bevordering kry nie. As hulle dapper standpunt vir Christus inneem, dan kan ander dat dink dat hulle vreemd is en nie soos hulle nie. En kom ons erken dit. Jy kan dit eenvoudig nie in die sakewêreld maak as jy nie 'n paar hoeke sny nie.
Hulle gee dus toe aan druk en kompromiteer dit wat hulle innerlik weet om reg en waar te wees. En dan derdens, ons derde voorbeeld is Herodes. Met sy nuuskierige belangstelling sonder bekering. En slegs Lukas sluit die verhaal in van Jesus wat na Herodes Antipas toe gaan, wat die seun van Herodes die Grote was, die een wat die babas van Bethlehem vermoor het. En Antipas het vanaf 4 voor Christus oor Galilea en Perea regeer tot 39 na Christus. En hierdie is die Herodes vir wie Johannes die Doper tereggewys het, omdat hy sy eerste vrou weggegooi het en met sy broer se vrou Herodias getrou het. En Herodias het vir Johannes gehaat, en om haar te kalmeer en rustig te hou, het Herodes Johannes in die tronk gegooi. Maar Herodes was ook bang vir Johannes, omdat hy geweet het dat hy 'n regverdige man is. En hy het dikwels na Johannes geluister wat oor geestelike sake praat, soos onder Markus 6 vers 20 sien. Maar toe kom daar 'n noodlottige dag toe Herodes die aand dronk geword het by sy verjaarsdagpartytjie en die dogter van Herodias oorhaastig tot die helfte van sy koninkryk beloof het, omdat hy haar sensuele dans geniet het. En sy het Johannes se kop op 'n skinkbord gevra en Herodes het teersinnig gehoor gegee, sodat hy nie aansien voor sy etegaste sou verloor nie. En hierna toe Herodes van Jesus se prediking en wonderwerke gehoor het, is hy deur sy skuldgevoelens getuister en hy het gedink dat Johannes miskien uit die dood opgestaan het. En ons weet ook dat Jesus het Herodes 'n jakkals genoem in Lukas 13 vers 32. Met verwysing na sy lustige lafhartigheid. So Herodes wou Jesus al lankal sien, omdat hy gehoop het om een of ander teken te sien wat Jesus sou doen, een of ander wonderwerk. Ons sien dit in vers 8, en nou uiteindelik het hy hierdie kans gekry. En uit sy gesprekke met Johannes het Herodes al die regte vrae geweet om te vra. Hy het teologie fascinerend gevind en hy wou hoor wat hierdie beroemde leermeester op sy intelligente vrae sou sê. Maar dit was asof Jesus doof was. Hoe langer Jesus geweier het om te reageer, hoe meer dwaas het Herodes voor sy manne gelyk. En sy woede het begin opbou. Maar eerder as om te ontplof, het die slinkse Herodes Jesus begin spot. Ek kan al voorstel hoe hy sê, het u wonderkrag vandag opgeraak, Jesus? En as u 'n koning is, waar is die manne? Wat het van al daardie vissermanne volgelinge van u geword? En iemand het voor 'n dag gekom met 'n koninklike kleed, wat hulle om Jesus gedrapeer het, wat die gelag en die veragting nog bygedra het. So Herodes stel vir ons 'n persoon voor, wat daarvan hou om met geestelike sake te ploeter, maar nie van plan is om dit persoonlik toe te pas en om tot bekering te kom. Want hy het gesondig deur egbreek en onregmatige egskeiding te pleeg. En toe Johannes hom gekonfronteer het, moes hy eintlik berou gehad het en God se vergifnis gevra het. Maar in plaas daarvan het hy aan sy vrou toegegee en Johannes in die tronk gegooi. Maar hy het steeds van daardie teologiese gesprekke met Johannes gehou. En toe een aand, toe raak hy dronk. Toe raak hy vol welis en hy spog voor sy etegaste. En dit sou 'n te groot verleentheid gewees het om daardie stadium tot bekering te kom. So Johannes se kop is afgekap en Herodes se gewete is verskroei. Maar hy het geestelike sake steeds fascinerend gevind. Hy was soos mense wat Bybelprofesie interessant vind, maar dit lyk asof hulle nooit die verband trek tussen Bybelprofesie wat hulle eie ondergang voorspel as hulle nie berou het nie. So Herodes wou graag vir Jesus sien. Dink net aan die interessante aandete verhale wat Herodes sou kon vertel as hy Jesus 'n wonderwerk of twee kon sien doen het. En hy was nuuskierig oor Christus, want toe Christus se stilte in Herodes se gewete ingebrand het, was hy nog steeds nie bereid om hom te bekeer nie. In plaas daarvan het hy sy skuld probeer aflei deur minagting op die seun van God te stort. Dit is maklik om te sing, ek wil Jesus ontmoet, ek wil Jesus graag sien. Maar ons moet besef dat enige tyd wat 'n sondaar Jesus sien, hy gekonfronteer gaan word met die behoefte aan bekering. En dit is interessant om te sit en teologie te bespreek, maar alle gesonde leer lei tot bekering en groei in heiligheid. En terwyl ons Herodes se minagting en bespotting van Jesus vulgêr en afstootlik vind, behandel ons Jesus
Nie ook met minagting wanneer ons so minder belangrik maak as die dom TV-programme wat ons ure aan bestee om te kyk nie. Behandel ons Jesus nie ook met minagting wanneer ons besigheid voor hom plaas nie. Die meeste van ons sou die kans wat Pilatus en Herodes daardie dag gehad het van 'n persoonlike onderhoud met Jesus Christus aangryp. Maar so onderhoud baat ons net as ons met bekering reageer. Pilatus en Herodes het die kans van 'n leeftyd gehad om vriende te word met Jesus. Maar in plaas daarvan het hulle Jesus verwerp en vriende met mekaar geword. En Herodes leer ons om nie met geestelike sake te ploeter nie. Moenie Jesus behandel as 'n interessante onderwerp om te bespreek of as 'n byvertoning om hom te sien optree nie. Ons sê, kom nou mense, kom kyk hoe Jesus die siekes genees. As jy Jesus behandel as enigiets minder as die seun van God wat homself vir jou sondes gegee het, en jy gebruik teologie as 'n interessante onderwerp om die behoefte aan bekering te ontduik, dan behandel jy hom met minagting. En dit was Herodes se noodlottige fout. Hy, Pilatus en die Joodse leiers het almal Jesus om verskillende redes verwerp. En hulle leer ons om op te pas sodat ons nie in dieselfde noodlottige foute val nie. En tweedens, die Christus wat hulle verwerp het, wys ons hoekom ons moet bekeer en op hom vertrou. Soos Paulus dit soveel seggend gestel het in Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarvan hy hom moes vasklem nie, of waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En ek wil hê ons moet hier 3 dinge oplet. Eerstens, Jesus was onskuldig aan enige oortreding. Want 3 keer, soos ek gesê het, Pilatus Jesus se onskuld verkondig, in verse 4, 14 en 15 en 22. En Jesus se mishandeling aan die hand van sondaars het profeseë vervul wat hy self gemaak het. Ons sien in Lukas 9 vers 22 en vers 44 en Lukas 18 vers 32. Maar dit het ook baie ander Oud-testamentiese profeseë oor Messias as die lydende dienaar vervul. En Jesus is daardie vlekkelose lam van God, die enigste offer vir ons sondes. Soos Jesaja 53 vers 6 dit stel, ons het almal gedwaal soos skape en het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. En weer in vers 9, en al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. En tweedens, Jesus het sy regte tersyde gestel in gehoorsaamheid aan God. Nou sien, Jesus het die reg gehad om die woord te spreek, en al die Joodse leiers op die plek dood neergeval het. En toe Pilatus vir Jesus gesê dat hy gesag het om hom vry te laat of te kruisig, het Jesus vir Pilatus gesê, u sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Johannes 19 vers 11. Dus sien, as Jesus selfsugtig aan sy regte vasgehou het, dan sou ons nie gered word nie. Sy vrywillige offer van homself as die offer vir ons sondes, behoort ons hom te laat vertrou en uit liefde vir hom van al ons sondes af te draai. En derdens, Jesus het getrou getuig deur sy woorde en deur sy stille waardigheid. Want toe Pilatus vir Jesus gevra het of hy die koning van die Jode is, kon Jesus nie nee sê en waaragtig wees nie. Maar hy kon nie 'n ongekwalifiseerde ja sê nie, want hy was nie 'n koning op die manier wat die Jode hom by Pilatus beskuldig het nie. En daarom het hy geantwoord, u sê dat ek is. En Lukas teken nie die verdere woordewisseling tussen Jesus en Pilatus op nie, maar Johannes teken aan hoe Jesus van die waarheid getuig het, maar Pilatus het geantwoord, wat is waarheid? Ons lees die verslag in Johannes 18 vers 33 tot 38. En Jesus het nie op Herodes se vraag gereageer nie, want hy het geweet dat Herodes nie oop was vir bekering nie. So die les is, wanneer Jesus vir jou stil is jy in diep moeilikheid. Hy sal reageer op elke soekende hart, maar die Here spot met die spotters. So ten slotte, geliefdes, vandag
of jy gereed was of nie, het jy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad. Miskien soos Pilatus het jy dit nie eers beplan nie. Jy het net gedink dit sal lekker wees om kerk toe te gaan of na hierdie boodskap te luister. Maar Jesus staan voor jou en konfronteer jou met jou behoefte om jou van jou sondes te bekeer. En dis nie genoeg om Jesus net onskuldig te verklaar en aan te gaan met jou lewe soos Pilatus wou doen nie. Jy moet vashou aan wie hy is, die weg, die waarheid en die lewe. Die enigste weg na die hemel, soos Johannes 14 vers 6 vir ons leer. En as hy die opgestane Here verhewe aan die regterhand van die almagtige God is hy ook die komende koning wat almal sal oordeel, of wat almal sal oordeel wat hom verwerp. Jy kan hom nie ontwyk nie. So geliefde, wat is jou uitspraak oor Jesus vanmôre? Skuldig? Dan is jy ernstig verkeerd. Onskuldig? Jy's reg, maar dit is nie genoeg nie. Ek vertrou U as my verlosser, Here. Ek bekeer my van al my sonde. Ek volg U as my Here. Dit is die enigste korrekte uitspraak oor Jesus. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons kom na U toe en ons val op ons aangesig neer. En ons sê, Here, vergewe ons dat ons in oordeel oor U gesit het. Vergewe ons vir die valse uitspraak oor U. Here, gee dat ons in ons harte die enigste ware uitspraak sal maak, wat nie net sê, jy is onskuldig nie. Maar sê, Here, U is my Here. U is my heerser. Maak met my soos U wil. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het na die boodskap vanmôre. Mag hierdie boodskap vir julle nie net tot voedsel vir julle siele wees nie, maar mag dit julle wakker skud. As julle of uitstel of neutraal probeer bly om nie uitspraak oor Jesus te lewe nie. Want dit is om hom skuldig te maak. Mag die Here gee dat elkeen van julle sal reageer deur hom nie net onskuldig te bevind nie, maar deur hom as verlosser te erken, as Here te erken en jou van al jou sondes te bekeer. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en Christusgevulde week hê. En as die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om verder van God te leer. Maar tot dan mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees en mag God julle seën. Shalom.